want dit gaan ons goed met my. Solank die wêreld kan sien, dit gaan goed met my, dan gaan dit goed met my. Maar wat gaan my nou? Dis die goeie vraag. Geliefdes, ons is besig hierdie naweek, Paasnaweek, spesiale naweek, en is dit nie goed om jy nie hierin sit. Jesus Christus. Wat het regtig gebeur? Jy weet, hierdie Jesus het groot geword. 30 jaar tussen die mense groot geword. Sy pa het met hout gewerk. En ek gaan dit weer herhaal, en ek het dit in die verlede gesê, maar gaan dit weer sê, op 12-jarige ouderdom, toe die pastore en die dominees verbaas vir die tipe vrae wat hulle binne in die kerk vra, die gesprek wat hy voer. En daar was iets bonatuurliks wat ek hom uitgekom van binnekant af buitekant. Ouderdom van 30 toe word geopenbaar, daar is die lam, die redder. Hy is gedoop deur die doopbad. En toe hy so deur die water gaan, kom die Heilige Gees in die vorm van 'n duif, soos 'n duif op. En toe begin sy bediening opstaan. Dus vir 30 jaar is hy tussen mense voorberei vir hierdie naweek wat ons nou vier. Besef ons dit. Besef ons regtig waaroor gaan oor die vraag. Ons was Vrydag was ons saam gewees. Hy is gekruisig aan die kruis, seer gemaak, messe en spies in sy sy gesteek, deur sy hande, deur sy voete, kroon op sy kop. Maar ek dink die seerste seer wat hy Vrydag ervaar het, was nie dit nie, was die woorde van die mense tussen wie hy groot geword. En mense het die vermoë om woorde te kan swaai, links en regs soos 'n swaard, soos 'n spies. Hoekom? Want die woorde wat ek spreek, vernietig mense om my. En mense het seer. En glo vir my, Jesus het daai selfe seer ervaar. Fariseërs gesê, hy het gesê, hy kom omred. God wys ons, hoe kan jy jouself red, sê daar hang? En weer eens kerkleiers, wat net die boek vat, en sê, dis die boek, dis die wet, maar hy sê in hulle harte nie. Hy sit in die kop. Hoeveel mense loop jy vandag nog so nie? Waar is jou hart? Waar is jou kop? Het is makkelijk om die Bybel te quoteer, van A tot Z, Genesis tot en met Openbaring, maklik. Maar demonstreer, dan is dit 'n ander storie. En dis wat die wêreld vandag na smag. Dis hoekom die mense vandag langs die viswater sit en visvang. Dis hoekom hulle braaivleisvure voorberei vir vanmiddag. Hulle is moeg om dit te hoor. Hulle wil dit sien en ervaar en hulle wil dit eet in die geestesrede. Nou vra ek jou die vraag, is jy dood? Ek lees op Facebook nou die dag van 'n dominee wat sy sondagskool kategete gevat het en hulle geleer het, hoeveel jare. En hy besluit, hy wil net ondersoek gaan instel. Hy wil net sien wat het gebeur. En hy het navorsing gedoen. Mense dink is 10% van daai kinders wat die Here vandag dien.
Die res het in hulle posisie in beweeg van ek is hooggeleerd, ek is hier, ek is daar. Party mense is getrap deur ander mense en waar is die Here? En hy bely daai dominee, hy sê, ek het julle net die Bybel geleer, maar ek het julle nie geleer hoe om dit toe te pas nie. Waar is ons? Het is maklik om te sê, ek ken die Bybel sê so en so en so en so. Maar pas ons dit toe? Vandag vier ons die graf. Die graf is leeg. Jesus Christus het opgestaan. Hy is nie meer daar nie. En by die graf ook, was daar ook verskillende stemme gedurende die tyd. En ek het so 'n bietjie gegaan en ek gaan kyk Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4 evangelies, want elke evangelis het op so 'n bietjie van 'n ander kant af gekyk. Wat se stemme het daar hoog uitgestaan, wat uitstaande was? Wat se stem kom deur jou? Ek wil dit lees, Markus 16 vers 1 tot en met 8, jy kan saam met my lees. Dit is nogal my basis van waarof ek wil werk eintlik. Toe die son sak en die Sabbat verby was, het Maria Magdalena, Salome en Maria, Jakobus se ma, olie gaan koop wat lekker ruik, om dit op die liggaam van Jesus te gooi. Weer eens, hulle wil voorberei, hulle wil reg kry. Die liggaam moet daarom voorberei wees. Die volgende oggend vroeg, net toe die son uitkom, toe is hulle graf toe gemaak. Want dit werk so in hulle tradisie. Gaan graf toe. Hulle het onder mekaar gebonde. Wie gaan vir ons hier die groot steen, hierdie rots, voor die ingang van die graf wegkry? Wie gaan ons help? Ons as vrouens, ons is kragteloos. Vers 4 sê daar gekom, om hulle kon hulle oë byna nie glo nie. Die groot rots het een kant weggerol gelê. Baie keer. En weer, jou stem bepaal wat in jou kop aangaan. Jou kop bepaal wat jou stem is. Jy draai nog om die groot rots wat nog nie weg is nie. Jy bedink die rots. Intussen is hulle ook weg. En hy hou jou vas met jou gedagtewêreld. Hy bind jou. En hy maak jou vas. Daai rots. Geliefde. Die 5de versie sê, hulle gaan toe in die graf in wat soos 'n kamertjie gelyk het. Hulle skrik hulle byna boeglam, want daar aan hulle regterkant sit 'n jong man, spierwit klere aan. En dinge gebeur, kinders van die Here se lewe, en hulle mis, as gevolg van die stem wat uit hulle kop uitkom. Moenie weghardloop nie, sê hier die man. Ek weet julle is op soek na Jesus van Nasaret. Hy is nie meer hier nie. Want hy het uit die dood uit lewendig geword. Kom kyk maar. Hier waar hulle sy lijk neergesit het. Kom kyk. Kom kyk. Sien is glo. Kom kyk. Maar wat het van hierdie Jesus geword? Ons sit so in ons klein comfort zone, hokkie. Ons gemaksone. En ons mes. En die beste van alles is, weet jy wie help my met my comfort zone hokkie, my maatjie wat saam met my praat. In plaas van om jou oor weg te draai van jou maatjie af en jou oor gefestig te hou op die stem van die Heilige Gees.
Pas op. Pas op vir die stem wat deur jou maatjie se mond kom. Hoor wat ek jou sê. In vers 7 sê die engel, gaan vertel vir Petrus en sy ander volgelinge, Jesus is voor julle uit Galilea toe. Daar sal julle hom kry soos hy vir julle gesê het. En hulle het vergeet, want hulle was so vasgevang in hulle tradisionele manier van denke, doen, dinge praat. Wat se stem? Kom uit jou uit. Vers 8 sê, en die vroue draai toe om en hardloop met bewende bene. Hulle is bang, want hulle is uit hulle comfortzone uit. So al wat hulle kan terug, want hulle het groot geskrik. Hulle het hulle monde gehou, en met niemand daaroor gepraat nie, want hulle was te bang. Die boodskapper het so 'n ekstra versie in, wat hy so tussen hakies gesê het, tog het hulle vir Petrus en die ander kortliks vertel wat hulle gesê het. Daarna het Jesus self deur hulle die wonderlike boodskap oor hom, wat altyd waar sal wees, waar sal bly, van die ooste tot in die weste laat verkondig. Hiervan kan ons seker wees. Luister, en praat nie jou reg uit. Hoor jy die stem van die Heilige Gees? Staar jy jou blind aan tradisie? 'n vrou mag nie preek. 'n hoender mag nie kraai en vir Petrus waarsku en sê, ek het jou gewaarsku, Petrus. 'n donkie mag nie met die profeet praat nie. Vergroot, verbreek jou geestes insig. Hoe kan jy dit doen? Net met die hulp van die Heilige Gees. En ek vra jou, weet jy 'n verhouding? Ken jy hom? Ken jy sy hart? Ons kan nie Sondag op Sondag in die kerk sit en dan gaan ons huis toe, dis 'n oulike preek. Of jy het pastoor en weer 'n bietjie terug gaan, hy moet dalk geleer hoe om te preek. Dis om dit werk nie so nie. Onthou, daai kruis was hard. Hy is harder. Maar die graf is stil. Wat gebeur met stilte? Stilte veroorsaak dat daar twyfel inkom. Daar's 'n vrees wat inkom. Daar's 'n wanhoop wat inkom. Ek vra jou, watter stem hoor jy in jou stil seisoen? Of hardloop jy agter 'n maatjie om 'n stem te gaan hoor? Intussen mis jy die Heilige Gees, want hy wag vir jou. Hy wag vir jou hart. Ek vat jou weer volgende punt. Die stem van wanhoop bring 'n beperkte verwagting. Wanhoop. Markus 16:3 sê, wie sal vir ons hierdie klip wegrol? Die staan hier die vrouens sal nie die krag nie. Hulle kom met liefde, maar sonder hoop. En luister, hier is baie Christene, hulle hoop met liefde. Jesus is lief vir jou, maar is hooploos. Hulle fokus op die klip. Hulle sien nie God se krag wat besig is om te gebeur nie. God werk in die geestesreële. Jy sien die nagevolge van die geestelike krag eers in die vlees daarna. Dan sy alweer op 'n ander plek. En as jy jou oë gefestig hou op die vleeslike deel, mis jy dit wat daar voor lê. Moenie jou verwagting beperk tot wat jy kan sien nie. Nee. Jy kyk na die klip, maar God het lankal beweeg. Hy is nie meer daar nie. 'n volgende stem wat uitgekom het, is 'n stem van die hemel. Van waarheid en lewe. Lukas 24, vers 5 tot 6.
Die vroue het so groot geskrik, want hulle het besef, dit is engele. Lukas se kant. Toe vra die mans vir hulle, waarom kom soek julle die lewende hier in 'n graf? Dis tog net 'n plek vir die dooies. En ons is geneig om na die dooies toe te hardloop. Want dis waar ons comfort zone is. God is lank op weg. Jesus Christus het aanbeweeg. Hy kan nie vir jou die hele tyd sit en wag nie. Waar is jy? Jy kyk na jou omstandighede. Wat gebeur hier met my? In plaas van dat ek my oë op die lewende God gefestig hou en dan gaan hierdie goed begin in plek val. Onthou, die hemel bring vrede in vrees. Onthou, God se woord is hoër as my en jou gevoel. Onthou, hierdie opstanding wat ons vandag vier, verander alles, maar dit hang van jou af. Wat gaan jy daarmee maak? Jy kan dit in 'n comfort zone sit, en ek vorm my comfort zone. Klim uit jou comfort zone uit, geliefde. Klim uit. Soveel meer hier buitekant. Soveel meer in die geestesrealm. Moenie vir jou laat vasvang deur ou maniertjies en tradisies. Ja, dit het daai tyd gewerk, dit sal ons weer werk. Nonsens, dis oud. Hoor wat ek jou sê. Dis nie goed vir die Here vir ons oopmaak. Die God wat ons dien is 'n God van groei. Hierdie blare bly nie dieselfde nie, hulle verander, daar kom nuwe blare uit. Dit wat gister gebeur het is verby. Dit wat jy sien as dood is maar net die begin van wat God begin. Dit wat die seer is, dit wat hier gebeur, Jesus Christus wat aan die kruis was, die bloed het gevloei, maar dit is sy autoriteit. En hierdie afgelope naweek het hy die dood, die sleutels genaal van die dood. Dood, waar is jou mag? Jy het niks. Ek en jy sit, ons is veronderstel om 'n lewende God te dien. Demonstreer ons leefwyse dit? Vra jou die vraag. Of sit ons net so? Markus 16 vers 8 wat praat met die stem van vrees en verwarring. Hier is die stem, en dis hier by die stemme. Toe gaan hulle hastig uit, vlug van die graf af weg. Markus 16 vers 8. En bewering en ontsetting het hulle aangegryp, want hulle is so vasgevang in die tradisie. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En onthou, selfs na 'n wonderwerk kan daar onsekerheid kom. Is dit nou reg hierdie? Is dit nou van die Here of is hierdie nou van die duiwel of probeer hy nou vat vir 'n raai? Onsekerheid. Jou geloof word getoets met trauma in jou lewe. Jou geloof word nie getoets as ek in my comfort zone sit en ek is lekker nie. Jy word uitgehaal. Dan kom geloof. Dan moet jy die geloof demonstreer deur jou leefwyse. Dit trek die kerk. Dit trek die mense wat daar honger is buitekant. Dit trek hulle aandag. Moenie jou geloof bou op gevoel. Ek voel daarop 'n kyk. Dit is my geloof. Nee. Maar geloof, wat ek dit nou vir jou sê, nie op geteken. Begin met jou verhouding met die Heilige Gees. Hoor jy sy stem? My kar is leeg, nie petrol nie. Heilige Gees, klim ry. En soos wat die man en ons het al getuienisse gehoor, soos wat hy reis weer kyk as die kar vol. Loop hy nog. Petrol
middelprys? Waar is dit middelprys? Wat gaan van ons word? Kom, toets jouself, het jy dit gesê? Kind van God. Wat gaan van ons word? Ons vergeet, dis die God van voorsiening. Maar reflekteer my lewe dit. Ek het verlede Vrydag het ek gepraat. Die spieël kan nie meer kaats as die lig van die Heilige Gees nie op hom skyn nie. Kom kerk. Staan op in jou gees en begin dit te demonstreer. Dit waarmee jy besig is. God werk, selfs wanneer jou hart nog probeer verstaan, dan tel weer aan beweeg. Daarom, Heilige Gees. En Heilige Gees wat so fantasties is, woord van wysheid, hy gee dit vir jou. Hy besluit ook, gaan hy jou toelaat daarmee, kan hy jou toelaat daarmee. Woord van wysheid, 'n woord van kennis, onderskeiding van geeste, kan hy jou daarmee toelaat. Hoe hanteer jy dit? Ek stop weer daar. 'n volgende stem wat uitgekom het, was die stem van Jesus. 'n persoonlike roep van Jesus. Johannes 20 vers 16 sê, Jesus sê vir haar, jong, en hierdie is vir my so, kan ek dit vir jou lees? Ek wil dit vir jou lees, want dit is vir my so spesiaal. Van 11 vers 11 af, ek lees dit, lees geduldig met my asseblief. Johannes 16 vanaf vers 11, Johannes 20 vanaf vers 11. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan, en sy het gehuil, haar hart, waar was haar hart? En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan, en by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het. Hoor die verhouding, is my Here. Ek is lief vir die Here. Ek is lief vir sy Heilige Gees. My Here. Kan jy dit sê? Is jou verhouding al daar? Het jy al so gegroei? En toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het dit nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was. En antwoord hom, meneer, as jy hom weggedraai, sê vir my waar jy hom neergelê, en ek sal hom gaan wegneem. Dis reg, dis my Jesus. Dis ons het hierdie diep verhouding. Ons het hierdie mooi verhouding. Vers 16. Jesus sê vir haar, Maria. Maria. En dadelik toe Jesus die naam van Maria roep, toe sy die sleutel wat hy vir haar gee, en onbewustelik besef sy, daar's 'n sleutel tussen haar en Jesus, 'n verhouding tussen haar en Jesus. En sy draai en sy sê, Rabboni, Rabboni. Dit beteken meester, ek is lief vir u, ek submit. My God, ek is lief vir u. Rabboni. Toe sê Jesus vir haar, en hoor hierdie intimiteit wat hy met haar deel, moenie nou my raak nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Dis so 'n groot voorreg, dat hierdie
vrou vir Jesus eers kan ontmoet, nadat Jesus opgestaan het. My Rabboni, my leermeester, my God vir wie ek so lief is. Onthou, Jesus roep jou persoonlik. Hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. Hy wil 'n verhouding met jou hê waar jy ook kan sê, Rabboni, Jesus, my Here. Sy stem bring herkenning. Want sy kom in sy teenwoordigheid neer. Dis reg, lees die woord, lees die Bybel, maar voer 'n intimiteitsgesprek met die lewende God. Hoe voer ek dit? Here, ek voel nie lekker nie. Here, help my. Jesus, Here, help my. Ek pak al my goed op die tafel vir U neer, Here. Ons kan nie God dien met mooi prentjies in die huis, 'n bordjies, Jesus voor, Jesus agter, maar daar's nie 'n intimiteitsverhouding nie. In die wêreld soek hom, maar hulle soek 'n demonstrasie. Soek die woord. Een woord van Jesus verander Maria sy hele setting. Maria. En weet jy wat? In die Ou Testament is Jesaja, sê Jesus, nog voordat ek jou gevorm het in jou moeder se skoot, het ek jou geken. Ek ken jou hart. Hy wag vir jou. Jy is die een wat moet sê, Here, hier is ek. Hy's altyd gereed vir jou. Hy ken jou naam selfs in jou pyn. En pyn is 'n voorbereiding vir jou volgende bevordering. Pyn is nie daar om jou net te straf en dood te maak en seer te maak. Pyn, jou bevordering hang af hoe jy jou pyn hanteer. Kom maar, want jy kry jou autoriteit daardeur. Jesus het sy autoriteit gekry. Dood, waar is jou om? Vandag is dit die lewende God wat langs ons hemelse Vader sit. Hy heers oor alles. Maar sien ons dit so? Of kyk ons nog met 'n manier van Fariseërs, ag, bewys jouself. Jy weet tog. Kyk my ellende waar ek is. Here, help. Ek sal jou help, maar op my tyd, my plek. Jy moet leer om te groei. Dit is so ontsettend belangrik. Johannes 20 vers 18 wat sê, Maria Magdalena is toe daar weg na die ander volgelinge van Jesus toe. Ek het die Here nou net lewendig gesien, roep sy uit. Opgewonde vertel sy alles wat Jesus vir haar gesê het. Jesus het dit vir my gesê. Jesus het dit vir my gesê. En hoor mooi, daar's twee maniere hoe jy dit kan sê. Jesus het dit vir my gesê. Jesus het dit vir my gesê. Opgewondenheid. Daarom is dit so ontsettend belangrik, geliefde, ontmoeting lei tot 'n getuienis. Die graf word 'n storie van oorwinning. Ons huil nie oor die graf nie. Die graf is 'n storie van oorwinning. Jy kan nie net stil bly oor wat Jesus gedoen het nie, maar praat dit met autoriteit. Jou pyn word jou boodskap. En dit wat jy begrawe het, gaan jou getuienis word. Dis die swaard wat die Here in jou hand plaas. Deur jou pyn wat jy gegaan het, deur die woord wat jy gekry het, gedurende jou pyn, is 'n swaard. En Satan kan niks daaraan doen.
deur daai pyn gegaan. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Hy is op 'n heel ander vlak as wat hierdie klompie is. Toe daai vrouens met daai disippels praat, Lukas 24 vers 11, en hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk. En hulle het hulle nie geglo nie. Die disippels van hulle was vir 3 jaar saam met Jesus. Hulle het dit nie geglo nie. Vrou, wie is jy? Hoe kan jy dit vir my kom vertel? Selfs die disippels het gesukkel om dit te glo. Een ding moet jy baie mooi verstaan. Jou ongeloof kan veroorsaak dat dinge stadiger beweeg in jou lewe. Maar God sal nie stop nie. Onthou, God is geduldig met jou twyfel. Want dit is jy wat jou seëninge blokkeer. Jy kan twyfel, jy mag twyfel, maar dit is God wat getrou bly. Hy is betroubaar. Geliefde, by die graf hoor ons van wanhoop. Wie sal die klip wegrol? Die hemelse waarheid deurkom. Hoekom soek julle die lewende in die dooie se graf? Nog gestem. Toe gaan hulle hastig uitvlug vir die graf al weg, as gevolg van vrees. Ek kan som op. Jesus se stem, en dis seker die mooiste deel. Maria, sy het daarom gesê vir hom, Rabbi. Nog 'n stem is van getuienis, ek het die Here nou net lewendig gesien. Roep sy uit. En soms kan ongeloof kan nonsens veroorsaak in ou se woorde, wat jy nonsens praat. Ek vra jou die vraag, en ek het met jou gedeel, watter stem kies jy om te glo? Die stem wat jy vandag kies om te glo, bepaal jou môre. Dink mooi nou. Dit wat jy hoor en jy vertrou en jy glo, bepaal jou môre. Nou kan jy die vraag vra, hoekom kom ek nie uit hierdie situasie uit waar ek is nie? Hoor jy die regte stem? Hoor jy die regte strategie? Heilige Gees. Ons sluit die oog. Ek kan nou van ek gee Heilige Gees geleentheid. Heilige Gees. Kom, Gees van God. Elke persoon soos wat hy of sy nou hier sit. Ek wil nie vra vanoggend, help elke persoon om u stem te kan hoor. Want dis u wat die woord vir ons oopbreek. Dis u wat die dieptes van Vader se denke ken. Dis u wat die dieptes van Jesus Christus se denke ken. Dis u wat vir ons leer om Jesus Christus en ons hemelse Vader te ken. Dis u wat vir ons help wanneer ons met mense moet deel, dat ons dit in die liefde sal doen wat Vader uitgestort het deur u in ons harte. Here, help. Ons is die kerk, Here. Ons probeer, Here. Ons vertrou u, Here.